Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens vir my 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Van die flamingosoorte is daar 6 spesies, waarvan een op die lys is dat hulle baie kwesbaar is en die rede daarvoor is dat habitatte vernietig word asook droogte toestande. En dit maak dat baie van hierdie spesies ook maar in 'n gevaar is om dan ook uit te sterwe. Iets wat wonderlik is die mannetjies en wyfies wat saam danspassie uitvoer, veral wanneer dit kom by hofmakery, en dan is hierdie passies dan ook gesinkroniseer. Nou, daar is baie van hierdie flaminke wat in die binneland sowel as aan die kusgebiede dan ook floreer, en dit is waar daar min van die voëlsoorte is wat of in die binneland of in die kusgebiede wat hulle dan ook kan aangaan, terwyl hierdie flaminke enige plek kan aangaan. Net sê of dit die binneland is, waar daar vars water is, of dan by die kusgebiede met die soutwater. So net so interessantheid rondom hulle. Net so in die kind van God se lewe is dit nodig dat ons ook moet besef dat daar sekere aspekte is om dan ook ons dan in ons geestelike geloof dan ook te help. En dit is dat ons geloof in die Here Jesus Christus, sy verlossingswerk aan die kruis ook moet stel. Een van daardie skrifgedeeltes wat dit baie duidelik ook vir ons sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons het die afgelope tyd gekyk na ongeloof, en hier kom sê die woord van die Here vir ons, waarin is ons Christelike godsdienst dan ook gebaseer? En dit is gebaseer op geloof, nie gevoel nie, maar wel geloof. En hierdie geloof is in die Here Jesus Christus, wat God die Vader gestuur het om in ons plek te kon sterwe, sodat hy ons sondes kon dra, sodat ons daarvan verlos kan word. En wat 'n wonderlike voorreg om daarvan te kan getuig. En nou kom sê die woord van die Here, elkeen wat in hom glo, dat die Here nie wil hê dat hulle verlore mag gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe mag hê. So kom Johannes 3 vers 14 en 15 ook, en hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, verwysing na die Here Jesus Christus, wat kruis toe moet gaan, en aan die kruis die prys vir ons betaal, sodat soos 1 Korintiërs 6 vers 20 ook sê, dat ons duur gekoop is, en dan 1 Petrus 1 vers 18 en 19, dat het sy bloed gekos het, sodat elkeen wat in hom glo, so hierdie verlossingswerk wat Jesus dan ook verrig het, as ook die Vader wat hom gestuur het, dat hy gesterf het, maar ook uit die dood uit opgestaan het, en dat hy daardie verlossing vir ons dan ook moontlik gemaak het. Die woord van die Here sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So God wil vir ons daardie lewe in die Here Jesus Christus kom gee, maar ons moet dit glo. Ons moet dit van harte glo. Daar moet nie twyfel in ons harte enigsins wees oor hierdie saak nie. Johannes 3 vers 17 en 18 gaan voort en hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. So daar is ongeloof, ek glo nie in die Here Jesus Christus en sy werk nie, en daardie persoon wat dit nie glo nie, is veroordeel. Maar hy wat glo, vir hom kom die woord van die Here dan ook en sê, ek staan nie onder die oordeel van die hel en die ewige dood, naamlik die geestelike dood, waarin die mens dan ook in die hel gewerp sal word nie. So, die woord van die Here baie duidelik, dat ons in die Here Jesus Christus sy werk aan die kruis ook moet glo. Johannes 3 vers 36, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat in die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Liewe toorder, ek wil vir u vra, het u al die Here Jesus Christus sy verlossingswerk aan die kruis aangeneem, en daardeur dat u geloof in hom kom stel, dat hy die werk aan die kruis kom doen het, en dat u deur
deur Jesus Christus gered kan word. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus het die weg gebaan. Glo u dit en het jy hom al aangeneem as die persoonlike verlosser en saligmaker? Antwoord God maar eerlik rondom hierdie saak. Kom ons bid saam. Dankie Here dat u vir ons die verlossing in Christus Jesus moontlik gemaak het. Dankie vir die geloof wat in ons harte werk om dit ook dan te glo en aan te neem. Amen.